Man, ja, is die Here nie amazing nie? En is sy woord nie ryk nie? En ja man, die Here is so amazing. Jy weet, daar's meer as 300 profesieë. En hulle reken hierdie profesieë is deur 40 verskillende profete, 8 verskillende lande of kontinente of lande oor meer as 1000 jaar is hierdie profesie en almal het in een oomblik is hulle vervul. En hulle sê die kans, daar's 'n wiskundige wat hierdie goed en so ek praat nou maar uit sy mond uit. Hy sê die kans vir dit om te gebeur is as jy hele Amerika vat en jy grawe hom 'n voet diep en jy gooi dit vol silwer muntstukke met een goue muntstuk en jy blinddoek iemand en sê vir hom vat die goue muntstuk. Hy sê, dis die kans dat al daai profetiese woorde op een oomblik vervul word. So ek glo die woord is waar. Ek glo God leef. Ek glo in dit wat hy gedoen het, want dis onmoontlik vir dit om te kon gebeur en dit gebeur. So dis 'n realiteit. Hy kom bewys vir ons dat dit is bonatuurlik. Dit is die waarheid. En ek wil aan dit vashou. Jy weet, en die Here het gekom om die Vader bekend te maak aan ons. Maar hy het ook gekom om vir jou en my aan die kruis te sterf. En dis my interessant, dat voor Jesus in die laaste paar dae, voor sy kruisiging, het hy ernstig met die mense begin praat. Hy het vir hulle probeer wys presies wat hy gaan kom doen. Binne 'n week se tyd van nou af. Jy weet, en hy het vir hulle kom wys hoekom hy hiernatoe gekom het, hoekom hy vir aarde is, en hy het vir hulle gewys waarvoor. En ek wil dit vir julle wys. Ek wil hê ons moet ons bietjie die voetstappe van Jesus volg, soos wat hy vir die mense gewys het wat hy wil kom doen. En mag die Here vir jou ook vanoggend kom wys, dit wat sy plan is vir jou lewe en wat hy vir jou wil kom wys in hierdie oggend. En ek wil begin daarso by Matteus 21 en ek wil vir julle lees daarso. Matteus 21 vers 1. En toe hulle naby Jerusalem gekom en Betfage aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle, ek wil net eers daar begin. Jesus kom by Jerusalem. Jerusalem is die plek van vrede. Moenie vrees nie. Hy wil vir ons kom vrede gee. Nee, hy wil vir jou oorwinning bring. En dit gaan alles by Jerusalem gebeur. Ek dink sommer aan, is dit Lukas 2 vers 4, ek kan ook verkeerd wees, maar daar erg, waar die engele sing en hulle sê, heilige God en vrede op aarde. Die Here kom om vir ons vrede te bring te midde van vyande. Hy wil ons kom vrymaak van iets. Die Here wil vrede bring, so hy gaan na Jerusalem, want Jerusalem is die plek van vrede. So vir my is dit net simbolies van dit wat die Here wil kom doen. En hy sê vir die 2, wat disippels, hy sê, gaan na daardie dorpie reg voor julle, en dadelik sal julle 'n eselin vind wat vasgemaak is, en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. Man, ek het altyd hierdie ding gelees. En elke keer wanneer ek dit lees, dink ek, Here, hoekom nie net 'n donkie kry en bring nie? Hoekom moet die kleintjie saamkom? Hoekom 2? Wat gaan nie met die ander een, wat gebeur? Hoekom 2? Hoekom 'n eselin en haar vulletjie? It's amazing. Kan ek jou wys? Gisterand toe ek my preek weer oorgaan, toe drop die Here net hierdie ding. So amazing, hoe die Here kom, en hierso kom die Here, en hy begin, en hy praat met sy volk. Met sy volk. Want ek wil vir jou sê, sy volk het presies geweet wat daar gebeur. Dis in hulle ingeplant. Dit was deel van hulle verordeninge. Dit was deel van hulle alledaagse lewe gewees. Hulle het presies geweet wat daar gebeur. Toe die Here sê, gaan maak die eselin los, maar bring die vulletjie ook. Hulle het presies geweet, maar hulle het nie gesien nie. Want hulle was blind. Hulle was gefokus op iets anders.
Ek gaan dit nou vir julle wys. Maar hoekom het die Here begin en hoekom het hy met sy volk gepraat? En hoekom het die Here 'n esel en metafulletjie geroep? Kom ek lees vir jou. Ek gaan net eers vir jou ietsie voorlê voor ons daarby kom. Eksodus 12 vers 43 tot 50 wil ek vir julle lees. En dit gaan oor die insettinge van die Pasga. Hier sou die Here gekom, 10 plaas gedoen, praat met die volk, hy verlos hulle uit Egipte, hy sê trek uit Egipte uit, maar daar's 'n Pasga wat julle moet hou tot herdenking. Van die verlossing wat ek vir julle gebring het. Verlossing uit Egipte, uit sonde, deur die woestyn, deur die kruisiging, die doop in water, die kruisiging waar jy moet sterf en jouself aflê, jy moet Egipte aflê, jy moet uit jou system uitkry, dan weer 'n see, doop in die Heilige Gees en dan in die beloofde land waar jy ingaan. Jy sien, so daar's 'n hele prentjie, die hele sê trek uit dit uit. En want daar's 'n beloofde land. Verder het die Here aan Moses en Aaron gesê, dit is die insettinge van die Pasga. Geen uitlander, geen heiden mag daarvan eet nie. Ek en jy mag nie deel hê van die Pasga nie. Ons is nog nie deel, die Here praat met sy volk. Maar elke slaaf wat 'n man met geld gekoop het, Jesus het ons met sy bloed kom koop, die moet jy besny. Jy moet besny word in jou hart. Jy moet die Here aanneem. Jy moet jou lewe oorgee. Jy moet besny word, dan kan hy daarvan eet. Het Jesus nie aan die kruis kom sterf? Ons kom loskoop, sodat ek in 'n plek kan kom waar ons hart besny kan word, sodat ons kan deel hê van dit wat hy vir sy volk gegee het, deel hê van die Pasga, deel hê van alles, en dat ons ook dit kan vier, saam met hulle. Hier kom die Here en hy is 'n profetiese wegwysing na wat hy gaan doen, eendag. Geen vreemdeling, inwoner of huurling mag daarvan eet nie. In een huis moet dit geëet word. Jy mag niks van die vleis uit die huis buitentoe bring nie. En jy mag geen been daarvan breek nie. Toe Jesus in die kruis gehang het en hulle wil hulle doodmaak, toe het hulle nie sy bene gebreek nie. So wegwysing na Jesus aan die kruis. Die ander twee se bene het gebreek, maar Jesus was die lam sonder gebrek. En as jy pas geëet, moet jy 'n lam sonder gebrek vat. Jy mag nie sy bene breek nie. Dis Jesus aan die kruis. Hy het die lam vir ons geword sonder gebrek. Aan die kruis gesterf. En die hele vergadering van Israel moet dit hou. Kan jy sien, hy sê vir sy volk, hierdie goeders moet jy hou en jy moet dit elke jaar doen. So hulle verstaan dit. Hulle verstaan hierdie prentjie. En as 'n vreemdeling by jou vertoef en tot eer van die Here die Pasga wil vier, moet jy hom almal wat manlik is besny word. En dan mag hy nader kom om dit te vier. En hy sal soos 'n kind in die land wees. Hoe word ons 'n kind? Ons word ingeënt in die nageslag van Abraham, deur besny te word in ons hart. Dan raak ons deel, raak ons 'n kind in die land. Ons raak 'n kind in die huis. Ons raak deel van dit. Maar geen onbesnede mag daarvan eet nie. Kom ek lees vir jou. 1 Korintiërs 11 vers 29. As dit kom by die ek som nou optel. As dit kom by die nagmaal, wat sê hy van die nagmaal? Vers 29. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Kan jy sien? As jy nagmaal gebruik met 'n onbesnede hart, dan gee jy nie God die eer nie, want jy onderskei dit nie met hom nie. Want die bloed is sy bloed en die brood is sy liggaam. En jy moet dit vereenselwig met wie hy is. En as jy nie hart besny is, jy verstaan nie hierdie goeders nie, dan kan jy dit nie hê nie. Want jy verstaan dit nie. Jy gee nie eer aan God nie. So 'n vreemdeling kan nie daarvan eet nie, want hy verstaan dit nie. Hy moet besny word en hy moet in die familie inkom, sodat hy dit goed kan verstaan. En dan kan hy deel hê daaraan. Ek en jy ook. Ons word, die Here sterf aan die kruis, op hierdie dag, 2000 jaar of wat jaar terug. En ek en jy word besny in die hart, sodat ek en jy die nagmaal kan hou en weet, dis Jesus, wat vir my gesterf het. Hierdie is sy liggaam wat hy vir my geoffer het. Hierdie is die bloed wat gevloei het vir my genesing en my redding. En ek is duur gekoop en daarom is ek ingeënt en ek is deel van hom. Is nie amazing nie. En een wet moet geld vir die kinders van die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef. En al die kinders van Israel het dit gedoen. Almal, deur al die geslagte.
Nou wil ek vir julle vertel van die donkie en haar kleintjie. Want hier is die volgende ding wat die Here vir hulle sê na dit. Hy lê eers hierdie goeders vas vir hulle. En dan kom hy, en dan sê hy vir hulle, in Exodus 13 vers 12, dan moet jy alles wat die moederskoot open aan die Here afgee, ook elke eersteling, die aandeel van vee wat jy sal hê, wat manlik is, behoort aan die Here. Jy moet dit offer, die eerste, wat die moederskoot die eerste moet jy offer aan die Here, jy moet hom doodmaak vir die Here. Maar, dan sê hy, maar elke eersteling van 'n esel moet jy met 'n lam loskoop. Jy mag hom nie doodmaak nie. Hierso kom Jesus in Jerusalem in. Hy wil sy vrede inbring. En hy wys vir sy volk, bring my die donkie en haar kleintjie. Jy mag hom nie doodmaak nie, want 'n lam moet sterf. Sodat hy losgekoop kan word. En ek kom en ek wil julle loskoop. Ek wil my liggaam gee vir julle. Ek kom koop julle los. Ek maak julle los. Is dit nie 'n mooi prentjie nie? Waar die Here kom en sê, 'n donkie kan jy nie offer nie, maar jy kan hom loskoop. Here, ek is 'n donkie. Here, koop my, dankie Jesus, wat U my losgekoop het. Dankie Here Jesus, dat U in my plek sterf. Dankie Here, dat ek kan vry wees vandag. Omdat U, wat die lam is, het vir hierdie donkie gesterf. Dit is nie amazing nie. Hoe groot is, en hoor hierso wat sê hy. Hy sê, en as jou seun jou later vra en sê, wat beteken dit? Kan jy sien? Dis ingeprent in hulle in. Die seuns vra dit jaar na jaar, want die Here het vir hulle gesê, jy moet hierdie goed leer aan die volgende generasie, jy moet elke slag oordra. En dan moet jy hom antwoord, die Here het ons deur 'n sterke hand uit Egipte uit die slawe uitgelei. Dis presies hoekom Jesus vir die donkie gesterf het. Want hy sê, ek haal jou uit Egipte uit. Maar ek haal jou nie net uit Egipte uit nie, ek wil Egipte uit jou uit ook haal. Sodat jy deur die woestyn kan gaan en die beloofde land kan beleef. En deel wees van die familie, deel wees van die nageslag. Dit is nie amazing nie. Hoe die Here kom en hy praat en hy sê, mag die donkie loskoop, volk, jy's die eerste, maar ek wil sterf vir jou, sodat ek jou nageslag, ons, kan loskoop, ek en jy. Die Here laat die eerste doodgaan, so die res van daai donkie se nageslag kan bly lewe en geseënd wees en voorspoedig gaan wees, want iemand het die prys betaal. Jesus sê, bring my daai donkie, ek gaan vir jou sterf, sodat jy nageslag, ek en jy, kan deel hê en kan ingekoop wees in dit. En so kom die Here en hy wys vir hulle, dat ek wil julle kom losmaak. En dan gaan ons aan, en ons kyk na die volgende prentjie. Waar is ek nou hierso? Dan gaan ons na die volgende prentjie, en van daar af gaan Jesus, en hy reinig die tempel, en hy wil sy volk nog iets wys. Hy kom wys ons nog iets. Nadat hy die donkie gekry het, en hy het op die donkie gery en het ingegaan. Maar nog ietsie van die donkie. Die Here het nie met 'n oorlogsperd of hierdie perd ingejaag, met 'n kruis geskree nie. Hy het op 'n donkie ingekom, nederig. Hy het gekom om te dien. Hy het nie 'n battle gehad nie. Vir hom was daar nie 'n battle nie. Die vyand was nie 'n battle nie. Hy het alreeds klaar oorwin. Vir hom was dit net 'n ek sit jou net op jou plek. Die Here fight nie 'n battle nie, want hy's God. Hy's klaar in oorwinning. Alles submit onder hom. Maar hier kom die Here met donkie, want hy kom nie om te sê, ek kom fight nie, hy sê, ek kom red. Ek kom gee my liefde. Ek het jou in gedagte. Ek kom om te dien. Maar hulle het 'n ander idee gehad. Jy sien, die volk het alles gemis. Want hulle verkeerde ding gefokus op hulle self. Want toe die Here in die donkie inkom, wat doen hulle? Halleluja, Hosanna, gooi hulle klere neer. En het staan daar so in Matteus 21 vers 8.
En 'n groot deel van die skare het hulle klere op die pad gegooi en ander het die takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare het voorgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en geskree: Hosana vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat in die naam van die Here kom. Hosana in die hoogste hemele. Hulle het stories gehoor en hulle het gedink hier kom Jesus in en hy gaan die Romeinse ryk omvergooi en hy gaan koning word en hy gaan hulle verlos. Here, jy kom vir my. Wat jy vir my wil doen, in die fisiese. Maar in plaas dat die Here daai kant toe draai, hierdie kant na die tempel toe. En die mense, daar gebeur 'n ander prentjie, net so bietjie fast forward. Hierso na Matteus 27. Want toe die mense sien, okay, het loop nou nie soos wat ek het wil hê nie. Toe gebeur iets anders. Jesus word gevange geneem, hy staan daar voor Pilatus. En daai selfde mense skree, kruisig hom. Daai selfde mense wat net nou geskree het, Hosana, Hosana, Hosana. Nou skree hulle, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Hy sê wat ons wil hê nie. Hy het nie kom doen wat ek wil hê nie. Hy het nie aangepas by my behoeftes nie. Hy het nie die Romeinse ryk nie. Hy kyk, hulle vang hom, hy doen niks. Kruisig hom. En daar staan twee mense langs Pilatus. Die een se naam is Bar Abbas. Bar beteken seun, Abba is vader. Die seun van die vader staan die kant. Maar hierdie kant staan Bar Abba, die ware seun van die vader. Sien hierdie net 'n S by, Bar Abbas. En hulle moet kies. En hulle kies Bar Abbas en nie Bar Abba nie. En hulle kies eerder vir hom. Die sonde in plaas van Jesus, die verlosser, want hulle sien dit nie. Hulle sien dit nie. Maar in elk geval, want die Here het met kom en hy het met hulle gepraat. En toe die Here draai af hier na sy huis toe, na die tempel toe. En ek wil vir jou lees daarso in vers 12. En Jesus het in die tempel van God ingaan en almal wat in die tempel verkoop en koop, uitgejaag en die tafels van die wisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. So het ingekom en het alles disrupt en het alles omgegooi. Wat wou die Here vir hulle wys? Die Here wou vir hulle wys, ek kom om jou los te maak van die wet. Want wat het hulle gedoen in die tempel? Jy het gewerk vir jou geld en dan het jy jou werk gebring, jou geld wat die werk verteenwoordig, jy het jou werk gebring en dan het jy dit vir die ouens in die tempel gegee, jy het 'n offer gekoop en dan het jy hom gaan sacrifice vir jou sondes. Die Here het gewys, ek maak klaar met dit. Die werke, die wet. Jy gaan nie meer deur jou werke dit verdien nie, ek kom haal dit nou weg. Ek kom gooi dit om, ek haal dit uit die tempel uit. Dit gaan nie meer deur die wet wees nie. Waar jy moet 'n offer, jy moet nou werk vir jou sacrifice, jy moet werk vir jou vergifnis. Jy moet dit gaan nie meer gebeur nie. En die Here kom en hy gooi dit af. En hy gooi dit uit en hy gooi alles om. En hier soos wat hy sê vers 13. En hy sê vir hulle, daar is skrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word. Man, die Here kom. En hy kom en hy maak 'n nuwe huis, 'n nuwe tempel. Ek en jy. Dit is nie meer die wet nie. Daar's nie meer 'n wet wat jou red nie. Dis in my genade, my liefde. Daarom moet jy nou 'n huis van gebed wees. Van dankbaarheid. En die Here kom en hy wys vir hulle iets gaan verander. En daarna gaan die Here en hy loop na 'n vyeboom toe. En hy kom wys hulle iets nuuts. Hy kom sê ek kom maak jou vry. Ek kom breek die wet. Die mag van die wet oor jou lewe, en ek kom doen nog iets. En hy sien 'n vyeboom langs die pad, en gaan daarna toe, maar hy het niks daaraan gevind nie, behalwe blare, alleen, en hy sê vir hom, laat daar uit jou tot in ewigheid, nooit weer vrug kom nie, en hy boom verdroog. En die Here kom en hy wys nog 'n prentjie. Hy sê ek vat die wet weg, maar ek kom vat jou effort ook weg, werke. En deur die verdienste. Want op 'n afstand lyk die boom groen. Hy het blare, maar as jy nader kom, is daar nie vrug nie. Want die letter maak dood. Daar's nie vrug nie. Jy kan nie vrug dra nie. Jy dra vrug in verhouding met Jesus. Nie deur die wet nie. En hy kom en hy maak daai boom dood en hy sê dit gaan nie meer deur werke wees nie. Dis nie meer hoe jy dit gaan doen nie. Ek bring iets nuuts. Dit gaan nou deur my verlossing wees.
Jy gaan 'n vrug dra, Johannes 15. Abide in me, and you will have much fruit. Sê, dit gaan nou in Christus wees waar ek gaan vrug dra. Nie deur my werke, nie 'n boom wat moet produce nie. It's nie amazing nie. En hy kom en hy wys hulle daar, en hy wys hulle daai prentjie, en ek wil so vinnig deur dit hardloop. En hy gaan vertel hulle 'n storie van 2 seuns. En hy sê vir een kind, gaan in die wingerd in. Wingerd is ook 'n teken van vrug. Ek wil jy moet vrug dra. Hy sê vir een seun, ek wil jy moet vrug dra. En hy antwoord, nee, ek wil nie, maar later het berou gekry en gegaan. 'n Ander seun het gesê, ja, ek sal gaan, maar hy het nie gegaan nie. Prentjie van Israel. Weereens, die Here het vir hulle gekom en gesê, ek wil jy moet vrug dra, maar hy het nie. Hy het gesê, ja, ek sal, maar hy het nie. Hy kon nie. Maar toe is daar aan ene wat gesê het, ek sal. Want vers 32 sê, want Johannes, hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, vers 31, die tollenaars en die hoere gaan voor julle die koninkryk van God in. Want hulle het gesê nee, maar nou sê hulle ja. Dit is nie amazing nie. En dan vertel hy 'n storie van die gelykenis van die landbouers. Hy sê, hy het 'n wingerd geplant, plek waar ek wil hê moet vrug dra, en hy het hulle aan hulle verhuur. En toe die tyd kom dat hy van sy vrug wil hê, toe stuur hy van sy diensknegte om die vrug te gaan haal, en hulle maak hom dood. Die profete het hulle verwerp. Jesus het profete na sy volk gestuur. En hy gesê, gaan na hulle toe, hy wil hulle help, maar hulle het hulle verwerp, van hulle doodgemaak. En toe stuur hy sy seun. En het sy seun buite gevat en doodgemaak. Hulle het Jesus buite Jerusalem gekruisig. Dit is 'n prentjie van wat Jesus gaan kom doen. Hy sê dit vir hulle, maar hulle sien dit nie. Hulle antwoord hom, die slegte mense. Hy sal hulle 'n slegte dood laat sterwe en die wingerd verhuur aan ander landbouers wat hom die vrug op die regte tyd sal gee. Jesus sê, maar as julle nie wil hê wat ek vir julle gee nie, gaan iemand anders dit kry. En dan gaan dit vir hulle gee. En ek wil begin land met hierdie storie wat hulle ook vertel oor die vraag oor die belasting. Matteus 22 vers 17. En sê dan vir ons wat u dink. Is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Maar Jesus het hulle boosheid gemerk en gesê, geveinstes, waarom versoek julle my? Wys my die belastingmunt. En hulle het vir hom 'n penning gebring. En hy sê vir hulle, wie se beeld en opskrif is dit? Hulle antwoord hom, die keiser se. Daarop sê hy vir hulle, betaal dan aan die keiser wat aan die keiser toekom en aan God wat aan God toekom. Wie se beeld is op die muntstuk? Die keiser se. As dit die wêreld se is, gee dit vir die wêreld. Wie se beeld is op jou? Genesis 1 vers 26. Kom ons, Vader, Seun en Heilige Gees, hulle werk saam. Kom ons maak mens na ons beeld, na ons gelykenis. Die Here sê, gee aan my wat aan my behoort. Gee aan die wêreld wat aan die wêreld behoort. Jy behoort aan God. Of jy nou wil, of jy dit nou weet, en of jy nou nie weet nie, en of jy dit like, en of jy dit nie like nie, en of jy vrede het daarmee, dit maak nie saak nie. Ek sê vir jou, jy is gemaak na God se beeld, of jy dit wil aanvaar of nie, dis wie jy is. Jy kan nie wegkom van dit af nie. Jy kan nie wegkom van dit af nie. Selfs die mees verlore sondaar in die wêreld, weet nie of wat trappe van vergelyking is by sondaar kom, en verlore is verlore. Selfs as jy verlore is, jy gemaak na die beeld van God. Die wêreld gaan jou nie aanvaar nie. Hy gaan jou nie vat nie. Want as die Satan jou sien hy die beeld van Jesus. Jy kan nie dit wat aan God behoort aan die wêreld gee nie. Jy gaan die heeltyd verwerp word. Jy gaan die heeltyd leeg wees. Jy gaan die heeltyd teleurgestel word. Jy gaan die heeltyd suffer, sukkel en in 'n gat val. Want dit gaan nie werk nie. Maar ons probeer dit wat aan die Here behoort vir hierdie wêreld gee. En die wêreld kan dit nie aanvaar nie. Jy behoort aan Jesus Christus. Jy moet jouself vir Jesus gee, dan sal jy beleef wat jy altyd wil hê in die wêreld. Maar verwerping kry, dan gaan jy vrede, oorvloed, guns, joy, vreugde, verlossing, die ewige lewe. Jy gaan al daai goeders kry, want is in God. Nie in die wêreld nie. Jesus kom wys hulle daai prentjie.
Hy kom sê, ek vat die wet weg, volk, ek sterf vir jou, sodat almal in my geseën kan wees. Ek kom en ek vat die wet weg, en ek vat die werke weg, en ek kom sê vir jou, jy moet jouself net vir Jesus kom gee, om te floreer, om vrug te dra, om in die wingerd te kan werk, en vrug te hê. Is nie amazing nie? En die wat die nagmaal uitdeel, vra, of net so lank aan die glasies kan uitdeel, sodat ons saam dit kan vier vandag, dit wat Jesus vir ons kom doen. Ek het vir jou nuus mense, rondom nagmaal. Ek wil vir jou sê, nagmaal gaan nooit ophou nie. Jy gaan die hemel ook nagmaal hê. Jy gaan daar ook nagmaal hê. En terwyl dit uitdeel, wil ek sommer vir jou lees, Matteus 26 vers 26. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels uit. Neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Kan jy sien, dis amazing. Hy sê hiersom, maar hoor wat hy sê, maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit weer hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit met julle nie sal drink in die koninkryk van my Vader. So ek wil vir jou sê, as jy dit maak, is die eerste ding wat jy gaan doen is nagmaal hou in die hemel. Dis great, nee. Want weet jy hoekom? Want die Here sê, ek dek 'n feesmaal vir jou. En as jy instap, wil ek jy moet aan 'n feesmaal kom sit en celebrate. Want dan gaan jy nie doen vir geloof nie. Jy gaan doen uit geloof. En nagmaal gaan 'n hele ander dimensie vir jou aanneem. Maar nou sien jy. Dankie my lief. Is daar genoeg vir almal? Okay. So ek wil saam met julle vandag, mense, ek wil vir jou sê, kan ek jou vra vandag, die Here het gekom, en as ons nou nagmaal hou, mag hierdie hele ding net vir ons, dit wat die Here vir ons kom doen het, die Here het gekom en sy vrede gebring, dan die Here gekom en hy het ons losgekoop, hy was die losser gewees, hy was die lam, wat homself vergee het vir ons, en hy het ons kom loskoop vandag, en hy het gesê, dit gaan nie meer deur die wet wees, of deur jou werke nie, maar dit gaan nou wees, deur die vrug, deur wie jy is, die beeld, my beeld, dit wie jy is, dis hoekom ek sê ja Jesus, sodat ek in die koninkryk kan ingaan, en vrug dra, omdat ek in verhouding is met Jesus.